vanmôre die harde waarheid met mekaar moet praat. Is 'n werklikheid. Yes. Want julle sien, ek kom 23 jaar voltyds in die bediening aan. Ek is so, ek nou die somme maak, môre is ek 41 jaar oud, dan waar trek ons nou as ek op 13 bekeer het. Dis so lank ek in die AGS kerk is. En deur die jare het my oë soveel goed gesien. Ons sien hoe mense deur fases gegaan het. Weet jy of julle die Toronto blessing kan onthou nie, toe lag hulle self weer vir weke aan een. Ander kere het hulle geval, lag en rol, ander kere was die gawes weer operational. In die AGS kerk alleen was daar soveel fases waardeur ons gegaan. Maar ek het nog altyd een probleem gehad. My probleem was altyd dat ons al daai expressive manifestations gelos het vir tussen hierdie 4 mure. Ja. My probleem was altyd dat die ou wat die hardste bid en die hardste val, is ook die ou daar buite wat die hardste drink. Het julle my? Ons kredietwaardigheid het verval. Omdat ons is die fakkeldraers wat die vuur na die wêreld moet bring. Ons naam sê Pinkster, maar ons getuienis kanselleer dit. En vanmôre staan ek hier, dankie tog, Tristan is daar aan die ander kant. Hy moet vir Anthony daar opvolg vanmôre. Hoe hy dit gaan doen, is net hy en die Here. Maar kan dit vir julle sê, as 'n pastoor wil ons nie hê dat die vuur net hier moet val. Want dis nie wat die woord sê. Die woord sê jy gaan iets hier ontvang. You are equipped and empowered. Vir wat? Sodat jy weer 'n keer kan uitkom, sodat jy weer 'n keer kan uitkom, sodat jy, ek dink hier is die laaste keer dat ek genooi word. Ek jammer Jasper. Deur die jare, het ons gehoor dat dis dieselfde mense wat die gawes laat operate. Dis elke Sondag dieselfde. Wanneer daar uitnodiging is, is dieselfde mense. Ek sê vir Anthony teen Dinsdag, want ek sê, my genade, daar 6 lidmate van my het al die probleme van die wêreld. Jy bid vir vrede, dan is hulle voor. Jy bid vir genesing, dan is hulle voor. Jy bid dat hulle vreugde moet beleef, dan is hulle ook voor. Ek sê, ek hoop teen die einde van die week, hou hulle op vorentoe kom. Want iewers het die Here dan nie iets gedoen nie, of hulle het nie iets ontvang. Is ek reg? En vanmôre staan ons nie op Pinkster Sondag. Vanmôre staan ons op die geskiedkundige gebeurtenis, dat die Christen, nasie, volk en gemeente opgerig is. Ja. Daarom is ons op 'n Sondag. Want hulle het nie op Sabbat by mekaar gekom. Hulle het die eerste dag by mekaar gekom. Is ek reg? En hier is ons. Die Sondag nadat die vuur geval het. Ja. Wat nou? Wat het in die Bybel gebeur? Wat is ons veronderstel om te gaan doen? En ek het die tema, ek wil sê van die Heilige Gees af gekry, maar ek sal maar die ordentlike Pinksterkind wees en sê, in my hart gevoel dat. Ons moet praat oor hierdie. Ons moet praat oor Pinkster in ons huis. Ons moet praat oor Pinkster in die kerk en Pinkster in die gemeenskap. Geen herlewing het plaasgevind dat net 4 mense in een gebouetjie bymekaar was nie. Die herlewing het plaasgevind wanneer meer mense gekom het en meer mense gekom het en meer mense, hoe het hulle geweet? Iemand van hier moes uitgegaan. En vanmôre moet ons daaroor praat. Weet jy hoeveel skade is daar in die lewe gemaak en ek self? En julle gaan sien vanmôre, want ek wil toe my huis en toe besef ek, maar jy sê joune, dan moet jy joune opsit. Nou ek het ook 'n tienerdogter soos Anthony, maar sy is nie my probleem nie. Die 11-year-old going to 18. Die pre-teen. Daai is ons probleem. So bid maar ek gaan vir julle hierdie ding sê, my kinders en my vrou was al eerlik met my. Om te sê, jy is 'n uitstekende pastoor, maar patetiese pa. Reg. En my vrou het my op 'n boot teruggevat om dit te sê. Dat ek jy kan uit nie. Het my vastgetrek.
Is dit reg in die huweliksberading? Ek weet nie wat's reg nie. Daai het nie lekker gevoel nie. En ek moes ook 'n vraag vra. Laat hierdie vuur val in die kerk, maar by die huis val dit op die grond. Want jy sien, ons is die beste Pinksterriete by die kerk. Weet jy wat's hartseer? Die ou wat na jou lewe kyk en die meeste van jou weet, sit vanoggend langs jou. En hy weet hoe lyk jy by die huis. Hy weet hoe lyk jy by jou werk. Hy deel met jou wanneer jy nie in die kerk is. En vanmôre wil ek die vraag vra, het Pinkster ook vir jou huis, jou kerk en jou gemeenskap gekom, of was ons nog altyd net hier binne vir iets om te gebeur? Of gaan ons bietjie wat hier gebeur het, uitvat buitekant toe? En dankie, Pastoor Jasper, vir die vraag. Wie was aangeraak en ek het julle almal dopgehou? Maar ek gaan nou julle families bel. En as die gees vir jou geraak het, moet jy anders lyk. Jy moet anders wees. Iemand moet sê iets is anders. Of ons mors mekaar se tyd. Okay, gaan op. Goed. Kom ons lees 'n skrifgie, dis meer volhoubaar. Goed. Handelinge 2 vers 42 tot 44 sê en hulle het volhard in die leer van die apostels en in die gemeenskap en in die breking van brood en in die gebede. En vrees het op elkeen gekom en baie wonders en tekens het deur die apostels plaasgevind. En almal wat gelowig geword het, was bymekaar en het alles gemeenskaplik besit. Nou hierdie woord gemeenskaplik is die woord koinonia of koinonia, soos hulle dit sal beskryf. Dit is om alles wat jy het te deel met iemand. Nou vandag se dae sal dit vreemd wees. As ons nou vanmôre almal moes vra, maar ek het net 'n skuld, ek deel graag. As iemand kom met my deel, ek's gemaklik. As jy nie skuld het nie met ons by mekaar, so plus en 'n minus, moet by mekaar kom, sien julle. Jy wil nie nou nog 'n minus hê nie. Okay, so kies jy een met wie jy deel. Maar hierdie woord beteken vernoot of partner. Dit beteken wanneer ons hier eendragtig by mekaar kom, gebeur iets hierso. Dis 'n veilige plek. Maar hy sê dit het nie daar gebly nie. Hulle het uitgegaan en raai wat? Hulle het nie net met mekaar gespeel, gebly en gepraat nie. Hulle het van huis tot huis beweeg. En hulle het brood gebreek. En hulle het saam gebid. En hulle het saam gedeel. So die hele tyd gaan julle hierdie woord oor gemeenskap, saam. Hierdie is buite gemeenskapie, dis om saam goed te doen, te deel met mekaar. En ek wil julle uitnooi vanmôre, want Anthony het iets by ons ook gesê, wat ek glo hy gesê het, hy het gesê, ons kerkmense is ons heilig, maar veilig. Chosen Frozen. Het hulle, Chosen Frozen kom nou. Want ons is Chosen maar Frozen. Wat sê hierdie prentjie vir ons? Wat moet eintlik gebeur? Hulle het nie heeltyd teruggegaan na die boventrek toe, om nog 'n bietjie vuur, en nog 'n bietjie vuur. O, pastoor, daar by my, die ou tannie, sien jy, pastoor, die mense is honger vir die werking van die Heilige Gees. Nou vra tannie, jy is nou al 100.4 jaar oud. Het jy die Heilige Gees? Ja, pastoor, soos nog nooit. Jy sê, wat gaan aan in jou binnekamer? Wat gaan aan in jou lewe? As jy wag dat iemand met 'n fakkel moet verbykom om jou aan te steek, is jou vuur geblus? Yep. Hoekom bring jy nie die vuur nie? Ja. Nêrens het hier gestaan dat daardie 120 mense elke keer teruggegaan het na die boventrek. Maar jy sien, kerk het 'n prentjie begin illustreer, waar ons die verantwoordelikheid oorgegee het vir die pastoor. Hy is nou die apostel. Nee, julle. Almal was gelyk en hulle het van huis tot huis gegaan en mekaar bedien. So die eerste een waaroor ek wil praat, daai is my gemeente. Voor Anthony, ek hoop hulle lyk nog so na. Ons gaan maar die volgende skyfie opsit. Ek wil begin met die huis en jy kan maar nog eenetjie aangaan, dankie. Hierdie pragtige 3 dames is my huis.
En daai is my eerste verantwoordelikheid. En ek wil julle vinnig vertel dat beide my kinders, Jasper, 'n afspraak met my gemaak het om my te sien vir berading. En ek het my dood geskrik met albei van hulle. Jy dink jy leer by die eerste een. Sy was bitter klein, sy was omtrent 9 jaar oud. En sy was ou poppeltjie. En sy het die verkeerde handdoek gevat. So sy die hande was handdoekie. So die besigheid maak nie toe nie. Sy hou hom net hier met die handjie vas, maar die res is oop. En dis 8:30 op 'n Saterdag aand. En sy kom staan voor my en sy sê, ek het nou 'n pastoor nodig. Ek sê vir my skat, kom sit by pappa, praat met my. Sy sê nee, ek wil jou daar sien in die kantoor waar jy almal sien. Ek het nou 'n afspraak met die pastoor. Want weet jy wat, elke oproep is, wag ek gaan my kind, hierdie mense het my nou nodig. Askies, ons kan nie nou kom nie, want hierdie mense het my nou nodig. En sy onthou daai woorde op 9. En toe ons instap by die studeerkamer, toe sê sy vir my, pappa moet hier sit, ek sit hier waar hulle sit altyd. En sy gaan sit met daai handdoekie, toe sit eers 'n ramp. En toe is haar nie meer handdoekie, die lyfie is te groot. En sy sit daar so en sy sê, ek wil met die pastoor praat vanaand. En weet jy wat? Sy oor 'n seentjie wat haar uitgevra het en sy het nie geweet hoe om nee te sê. Maar sy het geweet daar's 'n dringendheid in haar. En tweedens, al hoe sy my aandag kry, is om 'n afspraak met my te maak. En jy dink jy leer dieselfde ouderdom met die tweede enetjie, kom sit sy langs my op die bank, Janel, die kleintjie, en sy sê vir my, pap, hoe lyk pappa se dagboek môre? Ek sê vir hoekom, pips? Sy sê ek wil 'n afspraak met pappa maak. Ek sê vir jy hoef nooit 'n afspraak met my te maak. Dus sy sê, maar dis al hoe ek jou aandag kry. Kerkmense, ons is so besig om betrokke te wees, dat die ouens wat die belangrikste is, loop agter. Jy kom nou net jy die kerk uit met 'n groot halleluja en 'n amen, maar as jy instap by daai huis het jy 0 persoonlikheid oor. Hier het jy almal gegroet en geglimlag, pastoor, môre die Here is op die troon. Maar by die huis, amper sê ek nou, dan sit jy net op die troon en jou kinders en jou vrou sien jou nooit. Kyk julle vir mekaar en sê, jy rekord dit in kop. Sê ons moet so versigtig wees. Hoe lyk jou huis? Hoe wil jy kom Pinkster? En jy vat die vuur hier en wat doen jy met daai vuur? Hoekom wil jy elke Sondag terugkom om weer aan die brand gesteek te word? Weer terugkom om weer aan die brand gesteek te word? Is ons nie veronderstel om hier die vure by mekaar te bring, dat dit groot word nie? Maar raai waar begin dit by jou huis? Want jy sien, jou huis moet 'n atmosfeer hê. En ek vra nie noodwendig bid julle saam en vas julle saam nie, daai is goeie goed. Ek vra vanmôre, wat is die atmosfeer in jou huis? Hoekom hardloop jy kerk toe vir 'n atmosfeer? Wat gaan aan by jou huis? Hoe gaan jy dit uitsorteer? Want jy sien, vir te lank het ons man en ons vrou, wat nie wil kerk toe kom nie, by die biduur sleg gemaak. Maar ek vra vanmôre 'n ander vraag. Hoekom wil jou man of jou vrou nie saam met jou kerk toe kom? Is hy iets fout? Hoekom as jou vuur so aan die brand is, het hulle nie 'n honger en 'n dors om oor te kom? Want jy sien, hulle kry 'n produk van die kerk by die huis waarvan hulle nie hou nie. En hulle sê, as dit is hoe dit is, nee dan, alpaas. As ons gaan kyk in die skrif, dan sê in vers 46, hy sê, dag vir dag het hulle eendragtig volhard in die tempel en van huis tot huis brood gebreek en hulle voedsel met blydskap en eenvoudigheid van hart geniet. Ek kom uit 'n huis uit waar my ma die Here probeer dien het en my pa het glad nie belang gestaan. Glad nie belang gestaan. En sy het selfgroepe gehardloop. Die mees vernederendste ding was dat hulle links draai by die pastoor se sitkamer vir die selgroep en my pa sit reg af in die paadjie met sy dubbelbrandewyn en kook.
Tot een aand het ek dit verstaan. Toe hy daai oom herken wat inkom vir die selgroep. En hy sê, maar jy was dan saam met my in die kroeg nou die dag. Jy was nog dronker as ek. Toe verstaan ek hoekom hy sit waar hy sit. Want hy bekyk die kerk. Nou dink ons hy oordeel. Plaas probeer hy. Nee kerk. Hoekom vra ons nie die vraag nie? Wat laat hom nie kerk toe kom? Want ons begin op die verkeerde plekke. Hier is ons dan maar heilig en veilig. Maar as ons uitgaan, het ons niks om te bied. Tweede teks daar is Josua 24:15. Ek en my huis, ons kies dat ons die Here sal dien. En weet julle wat, dis nie ek nie. Dis daai een nommer 2 op die foto. Wat die hardste bid, wat stilte tyd met my kinders hou en wat geloof in hulle harte inspreek. Dis daai vrou wat elke oggend voor ek die pastoor kan aktiveer, sê my kind ek bid vir jou vir die eksamen. Dan is die pastoor nog deur die weer. Want jy sien, kerk, ons aktiveer en ons deaktiveer. En dis 'n probleem. Want dit kom nie van binne af nie. Ons leer goedjies aan. Ons ken die regte antwoorde. Ons weet wanneer om te knik en amen te sê. Ons weet wat die skrif sê. Maar die twee wêrelde kom net nie by mekaar uit nie. Ons begin by ons huise. As jy wil hê die vuur moet val, dra die vuur na jou huis toe. Begin daar. Begin daar. En dit was so mooi geweest, my kinders, jong, ons het mos in Johannesburg 'n redelike seekersensitief kerk gehad. En nou nog, in ons dienste, daar's nie verskriklike tale spreek en gawes en alles nie, want daai mense het, ek het julle laas vertel, die Jezebel gees opereer harder as die gewone gees. Maar my kinders het uitgekniel op 'n uitnodiging, waar Anthony vir hulle gebid het, dat hulle val. Waar Anthony hulle bedien het, en ek staan nou en ek dink, waar was jy? Moes jy nie eers vir jou kind gebid het, om die gees so te beleef? Maar dank die Here, hy stuur mense. Maar nou vat ek verantwoordelikheid. Nou moet ek die een wees wat die vuur huis toe vat. Kan ons nie dieselfde net nie. Hoe voel jy hier op die grond lê en by die huis? Het niks verander. Ons het 'n verantwoordelikheid, julle. Hoe lyk hierdie huis? Dit het 'n plek van gebed, van vrede, van gasvryheid, van liefde, van vergifnis en van God se teenwoordigheid wees. En ek gaan nou iets hard sê, ek twyfel of dit weer sal kom, maar hier kom dit. Om worship musiek in jou huis aan te sit, verander niks. Jy is die draer van dit. As jou gees en die worship musiek nie connect nie, dan is die atmosfeer verwarrend vir jou kinders. Kan nie. Ek onthou op 'n Sondagmiddag het my pa die gawe gehad om my ma onmiddellik kwaad te kry. Hy het 'n CD aangesit met die naam Visvang Tunes. Die eerste liedjie was Gepeespoortdam is 'n lekker dam. My ma is onmiddellik kwaad as hy liedjie begin. Maar ten minste was hy een met die liedjie, jy moes die moves gesien het. En ek wonder baie keer, is die worship musiek nie teenstrydig met jou optrede nie. Jou kort antwoorde, jou ongeduld en jou onvergewingsgesindheid. Ons moet kyk, ouens, as ons die vuur soek, leer Handelinge maar, dit het eers na die huis toe gegaan. Toe kom die tweede een. Toe kom ons by die kerkgedeelte uit. En dit was vir my amazing geweest. Pastoor Jasper geluk. Dat ek in daai kamertjie daar agter kon sit en ek kon hoor hierdie gemeente kom by mekaar. Kyk, as iemand wat gesels is daar 'n storie. Ja. En dit is 'n gewemel hier binne. Dis 'n teken van lewe. Ja. Dis 'n teken van 'n organisme wat aktiveer.
So geluk met dit, want dis die begin van kerk. Ja. Dis nie hier waar almal net val en lag en rol nie. Dis die gemeenskap van die heiliges, waar hulle eendragtig by mekaar kom. Dis waar die krag begin om te floreer. Julle sien, dit aktiveer daar waar ons met mekaar gemaklik is. So as ons na kerk toe gaan, dan wil ek graag die skrifgedeelte in vers Handelinge 4 vers 32 lees. Hy sê, en die menigte van die wat gelowig geword het, was een van hart en siel, en nie een het gesê dat iets van sy besittings sy eie was nie, maar hulle het alles in gemeenskap gehad. Nou al wat hierdie kan verduidelik is, wanneer jy trou, hier's nou nog mense wat getroud is weens die rede. Hulle het binne gemeenskap getrou. Hulle is net bietjie liewer vir hulle pensioenfonds as wat hulle vir die vrou is. So om hom te behou, dan hou hulle maar die vrou ook. Moenie jou hand opsteek nie, jong. Sy sal weet. Sy verhoog daai dosis vanmiddag van jou arseën. Jy sal stadig doodgaan. Want jy vergeet as ook 'n lewenspolis wat groter as 'n pensioenfonds is. Sy wag ook. Kyk, daar stop. Dit is die gemeenskap waarvan die Bybel praat. Wat myne is joune. Jy sien, die oomblik wat jy dit misverstaan, dan reageer jy volgens dit. Die oomblik wat joune is, dan is jy verhewe bo een wat minder as jy het. Sjoe. En die kerk behandel mekaar. Weet julle wat is my wonderlik? Anthony vra vir my, wat is een van die grootste wonderwerke wat jy gesien het in jou kerk? Ek sê vir hom, wanneer ek by 'n huis instap, en ek kom doen huisbesoek, dan moet die dame wat werk in die huis, en die mense aan wie die huis behoort, almal moet kom sit, want hulle is almal by die kerk. Die boer en sy plaaswerkers is by die kerk. En hulle sit reg langs mekaar. Besef julle wat 'n accountability van dit. Want dan moet jy by die werk en die kerk dieselfde wees. Ja. Is ek reg? Die feit dat hulle langs mekaar kan sit, beteken hulle behandel mekaar gelyk. Miskien begin dit daar, kerk. Ons gaan nie vandag alles deel wat ons sien. Maar miskien is ons almal binne gemeenskap in hierdie covenant met God. En al wat ek dit kan verduidelik is, alles wat jy het, het jy van God af ontvang. Ja. Niks kom van jouself af. So dit behoort nie ook aan jou nie. En hier sal mense sit, en ek kan dit op julle gesigte sien, wat een dag baie gehad het en die volgende dag niks. Dan moet jy weer begin bou. Dan besef jy, wat beteken gemeenskap? Om te deel en mense met jou te deel. Ja. Wanneer ons hier by mekaar kom, begin die gesindheid by 'n gelykheid. Die tweede gedeelte wat ek graag wil lees, is Psalm 133 vers 1 bekend. Hy sê, kyk hoe goed en hoe lieflik is dit, dat broers saam woon. Die Amplified sê iets mooi, hy noem het how good and how pleasant. Ag, daai woord is my so mooi. How pleasant it is when brothers dwell together. En dit, Pastoor Jasper, kan ek 'n gelukwensing opgee. Prys die Here. Ek kan die eendragtigheid voel onder julle. Prys die Here. Ek kan voel dat hier's 'n community. Ek kan voel dat ons ag mekaar gelyk. Ek kan voel dat ons gesels lekker. Daar is die een of twee tannies, hulle bel ons elke week met dieselfde storie. Jo, julle weet as ek hier wegstap om haar storie. Laat ek gou vir julle sê. Hierdie week na hierdie Pinkster, toe gaan sny ek my hare, toe ek by daai salon instap. Wat 'n barbershop is, ek tog hulle skinder nie waar mans hare is nie. Verkeerd. Die vrou rol oor haar woorde, want sy probeer toe eintlik sê dat ons hoor dit was 'n geseënde tyd, en al wat sy uitkry was, ons het vanoggend oor jou gepraat.
angstig sy raak, hoe meer kom die waarheid uit. Hoe meer angstig sy raak, hoe meer kom die waarheid uit. En ek stap daar weg. En ek dink by myself, wat gaan jy doen met wat jy weet? Wat doen ek nou? Because the proof is in the pudding. Asseblief, ek het vir die NG Dominees gesê, kom haal julle mense, ons is moeg kerk gehou by die tweede diens. Dit gaan goed. Die Here seën ons. Maar hier kom een persoon, en sy kom blaas die wind uit my seile uit. En ek stap daar weg. En my dogter was saam met my. En ek sê vir haar, Pips, die oudste een, ek sê vir haar, sjoe. Sy sê, hierdie was nou hektiek. En terwyl ek die vraag bedink, sê sy, wat gaan papa doen met dit wat papa weet? Want sy hou my dop, onthou dit begin by jou huis. Ek sê vir haar, weet jy wat my skat? Alles wat hier gesê was, sê meer oor die persoon, as wat dit sê oor my. Want hulle was nie by die dienste nie. Hulle het nie die seën van die Here beleef nie. Hulle het nie die vuur ervaar nie. Maar hulle het kritiek om te lewer van buitekant af. Ek wil vir jou sê, die wat kritiek hier binne lewer dit al vir 20 jaar en is al pad om dit te doen vir die volgende 20 jaar. So ons gee vir hulle 'n suigstokkie aan en ons laat hulle gaan. Block and bless, as jy verstaan, op social media. Okay. So Tannie, moenie verbaas wees as niemand meer met jou praat nie, want jy mou oor ons. Goed. Jammer, goed. Johannes 13 vers 35, ons gaan na die skrif toe. Hy sê, hieraan sal almal weet dat julle my disippels is, as julle liefde onder mekaar het. Hieraan sal almal dit weet. Hou op om vir die wêreld daar buite verwarrende boodskappe met jou getuienis te gee. Want vanmôre te sê die Here weer vir my, hierdie mense soek die vuur, maar hulle soek nie die vuurwerke nie. En ek dink, Here, wat sê U? Dit is ook nou nog in my slaaptyd het ek gery het daar, so dinge loop wat jy mekaar met die Gees. En ek onthou hoe Tannie Hester Hart vir my gesê het, sy het op haar sterfbed gelê en sy sê, pastoor, ek wil hê julle moet my as in vuurwerke sit en dit opskiet in die lug. Ek sê, my heerlikheid Tannie Hester, voel jy is nie gered nie? Moet ons jou klippie vir klippie stuur, waarmee is jy besig? En ek gaan terug na hoe werk 'n vuurwerk. Daar's nie 'n groot vlam daaronder nie. Dis net en die hele wêreld sien jou. Maar wat wil ons doen? Ons wil net na 'n kampvuurtjie toe kom elke Sondag. Jy is veronderstel om jou lont te kom aansteek en daar buite die vuurwerk gooi. Maar wat soek ons kerk? Ons soek 'n pastoor wat vuurwerke kan gooi. Is ek reg? Ja, vanmôre was die pastoor aan die brand. Jo. Het jy toe aangesteek? Dis my vraag. Hulle soek die vuur, maar nie die vuurwerke. Nou vra ek sommer so. Wat as jou lont aan die brand gesteek het? Hoe lyk jou vuurwerke? Want kerk, meeste van ons is daai vuurwerke wat aangesteek word. Daar gebeur dan niks. Hoor gou vir my mooi. Dis die gevaarlikste vuurwerk wat jy kan kry. Ja. Want nou staan die wêreld in wonder. As ons nou naby kom, dan ontplof hy. Moet ek hom doodtrap? Moet ek wat? Nou wag almal. Ja. En absoluut niks gebeur. Kyk, ons sal moet wakker skrik. Want die derde een waaroor ek wil praat is hoe lyk jou community? In jou huis bring jy kerk toe, by die kerk steek jy aan, hoe lyk dit in die gemeenskap? Is daar vuurwerke? Staan die wêreld en sê hulle is waaragtig die lig van die wêreld?
is hulle waaragtig die sout wat smaak gee. Toe ek daar agter bid, toe sê ek, Here, ek vertrou dat in Woolsley 'n herlewing sal plaasvind. Ons het net 4 of 5 mense nodig wat reageer. Aktiveer. Net 4 of 5. Mag elke werksplek en elke winkel, mag dit 'n belewenis wees van God se gees. Hy sê, ek gaan die gees oor julle uitstort, sodat julle wat kan wees? Getuies. Waarom gaan ons met ons getuienis? Pastoor, kan ek weer my getuienis bring? Pastoor, kan ek weer my getuienis bring? Dis die verkeerde groep. Hulle glo klaar. Wie moet jou getuienis hoor? Die ou daar buite. Vir wie was die tekens? Vir wie was die wonders? Vir wie was die genesings? Want kerk, ons sal aanhou om die wat gegroei het in God, die wat in verhouding met hom staan vir 20, 30, 50, 60 jaar, kom elke keer vorentoe om 'n teken te kry dat God leef. Is dit nie vir daar buite nie? Is dit nie dat jy vir 'n ongeredde persoon bid en die Here raak sy hart aan en hy's genees en hy weet dis net God wat dit gedoen het? Is dit nie waarvoor dit was nie? Het Jesus dan in die tempel al die wonders gedoen, of het hy buitekant geloop by die bad van Bethesda en hy daar gestap en het iemand opgerig wat jare lank al wag voor die kerk? Is dit nie hy vir wie gesê was silwer en goud het ek nie, wat aangedra was vir jare en vir lank voor die kerk gelê? Mis ons dit nie? Is dit wat die Here vir jou doen vir hierdie mense om te vertel, of is dit al buitekant? Maar jy sien, jy kan nie die twee gelyk gee nie. Want daar's niks so frustrerend soos iemand wat onder die invloed van alkohol is en dan sy Bybelkennis wil kom uitdruk nie. Is dit die waarheid? Hoe kan hulle in Kroë sit? Ek ry vanoggend verby die Kroë in ons dorp. Ek sien die alarm is aan. Ek dink, Here, ek wonder hoe laat het die mense by die huis gekom. En die tweede ding slaan my. Ek wonder hoeveel gesprekke daar oor u was gisterand. Want ek gaan gou dit vir julle sê. Hulle sal nooit disrespectful teenoor God praat nie. Hulle sal altyd sê die meester, of die man daarbo, of die groot God. Maar ons in die kerk, hoe praat ons? Hoe lyk ons? Hoekom drom die gemeenskap nie na ons toe, as ons aan die brand was? Soos vir die groepe na Jesus toe gedrom het. Nee, ek weet hoekom, want dis die pastoor se werk. Ek luister ook toe hulle vir my bid en dankbaarheid, pastoor, jy's 'n wonderlike pastoor, jy's so goed vir die gemeente, jy bring jou kant. En jy werk hard in die gemeenskap. En ek doen. Maar toe ek hiernatoe ry, toe wonder ek, Jasper, hoekom moet ek dit doen? Waar's my mense? Waar's julle? Hoekom moet die pastoor kom, as jy klaar daar is? Kan ek dit weer sê? Hoekom moet die pastoor kom, as jy klaar daar is? Jy dan die vuur? Jy dan die Heilige Gees beleef? Jy's bekragtig. Wat kan daai man meer doen met sy gees, as wat jy kan doen met jou gees? Is dit reg? Hey, almal kyk, hulle dink jy wil nie meer werk nie, pastoor. Daai man kan 70 plus mense effektief bedien. 70 maal julle wat hier sit, is wat ons in die prentjie het vir die gemeenskap. Waarvoor is hierdie gebou? Is om toegerus te word, Efesiërs 4, om uit te gaan. Yes. Ons sit hier, ons is so vet gevoel, ons kan nie meer loop nie. Ja.
Miskien as jy loop, skik jy dit af, maar ek is die laaste een wat oor dit kan praat. Jou kans op die skyn op deur as ek die grapie wil maak. Ek wil afsluit. Handelinge 2:47 sê terwyl hulle God geprys het en in guns was by die hele volk. Jo. En in guns was, want julle sien, kerk, ons stil by terwyl hulle God geprys het. Jong, want die man het liedjies vanmôre gesing. Ek het so lekker gesing, jong, ek ken dit. Hulle bring ons altyd hierdie vreemde goed. Ek het nou nie lekker gehoorship vanmôre. Dit was nie vir jou nie. Sit. Ons het nie vir jou gesing nie. Dis toe. Ek mag weer kom nie. Want ons stop daar terwyl hulle God geprys het. Ek het nie 'n kans om te prys nie want ek ken nie. Nee, lees gou verder. Terwyl hulle dit gedoen het, was dit van so 'n aard dat hulle guns vir die hele volk gehad het. Okay. Ek daag Jasper op uit. Ek is nog besig om die moed by mekaar te skraap. Maar om die kameraatjie om te draai na julle toe in 'n Sondagoggend. Hierdie man sit sy hart en sy longe los hierso. Ja. Dan sal van julle nog altyd verveeld lyk. Ja. Kijk. Ons moet so aanbid. Ja. Dat ons guns kry. Nee, daar buite. So. Jy beïndruk niemand hier nie. Maar iets hier gebeur wanneer jy God prys. Halleluja. Dat jy kan uitgaan en guns beleef by die hele volk. Matteus 5 ken julle goed, lig van die wêreld. Die laaste vers wat ek het gesê ek sluit af. My vrou gaan my nou WhatsApp en sê jy het weer gelieg. Ek bedoel jok, sy sê lieg is 'n ding. Galasiërs 6:2 sê: dra mekaar se laste en vervul so die wet van Christus. Hoor gou wat sê die Amplified. Carry one another's burdens, and in this way you will fulfill the requirements of the law of Christ. That is, dan beskryf hy dit, the law of Christian love. My skoonpa se eentjie dominee en hy het altyd gesê, as 'n Pinkstermens groei in hulle verhouding met die Here, dan raak hulle wetties. Maar as 'n gereformeerde ou groei in hulle verhouding met die Here, dan word hulle vry. Kyk, die eerste wet wat ons wil aanneem is hou ons op die regte dag kerk. Die eerste wet wat ons wil aanneem is hoe vergelyk dit met die Joodse kultuur. Ek het eendag 'n vrou laat kom want hulle het haar genooi om my te kom oortuig van Jewish roots. En sy begin haar preek so, Pastoor Jasper. Sy lees so oor, sy sê, please don't try to be a better Jew than the Jews. Jongen, het slaan my. Want wat is die ware wet nou? Is die liefde vir mekaar. Hou op om ander wette as jy nog nie hierdie in reg kry. Begin met liefde vir mekaar. En jou huis sal uitsorteer. Begin met liefde vir mekaar en jou kerk sal uitsorteer. Begin met liefde vir mekaar en jou gemeenskap sal uitsorteer. Maar die 4 is nie 'n bouma vir julle om elke Sondag by te sit. Hierdie 4 is 'n aansteekplek vir die werke daar buite. Die 4 werke. Nou ek gaan in Robertson sit en kyk hoe hoog skiet julle 4 werke. Amen. Amen. Kom ons sit so dan wil ek net saam met julle bid. Dankie Here. Dankie Here, dankie Here, dankie Here. Ek wil vanmôre begin met 'n repentance wat moet plaasvind. En ek vra dat almal se oë gesluit is, maar ek gaan 'n bold step vra. Jy gaan nie vorentoe kom nie. Jy wil net daar aan die bank net laat opstaan. As jy sê Alex, ek het vanmôre iets raak gehoor oor die Pinkster. Hulle het die 4 ontvang en hulle het uitgegaan en hulle het impak gemaak van huis tot huis, in groepe, in die gemeenskap.
Ek wil vanmôre jou gou uitnooi. As jy op een van hierdie 3 areas moet repent vandag, wil ek jy moet gaan opstaan. Hierdie is 'n stap nie vir jou nie, dis 'n stap van geloof wat jy neem, om te sê, Here, ek bely vanmôre. Ek my eie oë is toe, is tussen jou en die Here. En ek vra vir die res om julle oor toe te hou, want julle wat sit, kyk ons rond. Ek vra gou dat jy met die Here vinnige gesprek sal hê. Sê, Here, ek is jammer. Iewers het ek dit gemis. Iewers het ek gekom na 'n plek toe vir myself, en ek het vergeet, dis nooit vir myself gewees. Iewers, Here, het ek op 'n plek gekom waar ek verryk wil word, waar ek versterk wil word, waar ek bekragtig wil word, maar ek het vergeet, dis vir 'n rede. My gesin kry swaar, want ek is nie dieselfde by die huis as wat ek by die kerk is. En die vyand kom en hy bring vir jou verskonings, ja, maar hoe hy jou hanteer veroorsaak dit, maar sy doen dit nie, vergeet. Jy het 'n verantwoordelikheid om die atmosfeer in jou huis te bepaal. Of vanmôre staan jy omdat jy sê, ek het nie lekker ingeskakel by die gemeente, met my hart op die regte plek nie. Ek wil vanmôre bely. Ek wil my gelyk maak aan almal. Ek wil in gemeenskap wees, in vennootskap, in partnership met almal hier, om die eenheid te herstel wat hier moet plaasvind. Yes, Lord. My hart was op die verkeerde plek. Come on. Ek het iets gesoek, maar dit was vir myself. Die Heilige Gees gee my 'n woord, hy sê, jy het voorkeur vir jouself gesoek. Jy soek dit waarvan jy hou en waaraan jy gewoond is. Die Here sê, kom doen 'n nuwe ding. Yes. Jy moet inskakel. En Here, miskien staan ons vir die gemeenskap. Ek staan vir my gemeenskap, Here. Ek het al soveel foute gemaak in 'n ry waar ek moeg gewag was. Ek het al soveel foute gemaak as iemand in my parkering inry. Ek het al soveel foute gemaak as die persoon agter die til nie reg werk nie. En ek het my vuurwerke geblus in die publiek. Dit was nie aanneemlik nie, Here. Kom verander ons harte. Dat ons nie net die vuur sal beleef nie, maar dat ons hierdie Pinkster 'n transformasie sal beleef, dat ons daardie vuur sal gebruik om 'n verandering aan te bring. En mag daardie vuur ons louter van al die goed wat nie van U af is nie. Kom brand dit weg, dat ons suiwer voor U en ook ons huis en ons gemeente en ons gemeenskap te kan wees, Here. Dat ons suiwer sal wees. Dat ons woord ons eer sal wees. Dat ons die blydskap sal uitdra en die vrede sal bring. Dat ons vergewe, al verdien hulle dit nie, en dat ons reg sal optree as kinders hulle, Here. Ons kom vra dat U ons sal oprig. In Jesus naam. Dankie, Here, kan julle sitplekke neem. Ek wil nog een uitnodiging maak. En die Here het die woord vanoggend vir my gegee, aktiveer. Aktiveer en voordat ek wil aktiveer, wil ek gou julle vertel wat vanoggend gebeur. Ek stop by Shell en ek hardloop in om vir my koffie te koop. Ek kom uit, die ou wat wie ek betaal is weg. Maar toe hy al kom help het met die petrol is op sy foon dat ek omtrent nie my bedrag kan gee. Moenie my so kyk nie. En iets begin die binne storm. Ja. En toe ek wil betaal, toe sy weg, toe die storm aan. En ek wil skree, waar is jy? Want ek wil betaal, ek moet ry. En die ou kom nader, ek sê toe niks. En die ou kom toe nader en hy sê vir my, Alex, ek ken jou van TikTok. Ek volg jou videoetjies elke dag. En die feit dat ek vandag hier werk, help dat ek jou nou kan kyk aanlyn. Julle, ek het 3 sekondes gehad om nie net my getuienis nie, maar die koninkryk op die vloer neer te gooi en dit so te vertrap. Die Here wil ons aktiveer. Daar's mense wat jou dophou wie jy nie ken nie. Daar's mense wat jou lewe dophou, jy het hulle nog nie ontmoet nie.
En hulle wag. Hulle wag. Want miskien is jy te goed om waar te wees. Want hulle sien jou op die regte plekke. Maar as hulle jou omkant vang, wil ek hê die Here moet jou so aktiveer, dat dit geen impak op jou lewe sal hê. En niks in jou getuienis sal doen. En weet jy wat, baie keer moet ons net stil bly. Luister maar hier binne. Ek staan voor julle en ek het vanoggend amper dit verkeerd gedoen. So. Ek nooi jou uit. Ek wil vir jou bid om jou te aktiveer. Dat nie die vuur hier val nie, maar dat die vuur wat hier geval het, dat dit sal uitgaan in hierdie community. Ek doen 'n huweliksberading en die verandering in hulle huwelik was eenvoudig. Ek het die man gevra om terug te gaan na sy huis toe en vir sy kinders om verskoning te vra dat hy nie 'n pa vir hulle was. Onthou, ek leer hom nog elke dag. En dit het sy huwelik gered. Want hy die verhoudinge herstel in sy huis. Die dogters en die ma bel my en sê vir my moet ophou, hy's too much. Ek sê nee, dis wat julle gevra het, kry vir julle pakke vol. Yes. Miskien is jou aktivering jou eerste stap by jou huis. Net vir mamma vas te druk en te sê ek gaan beter wees. Net gou vir mamma 'n handdrukkie gee en sê ek gaan probeer. Ek sê die beste nie, maar my beste gee. So ek wil julle uitnooi en hier gaan ons oop. As jy geaktiveer wil word vir jou huis, jou kerk en jou gemeenskap, staan op jou voete asseblief. Dankie Here. Dankie Here. Dankie Here. Dankie Here. Dankie Here. Pastoor Jasper, ek voel dat jy die gebed moet lei vir ons. Om hulle te stuur in jou community. En ek wens ek het tyd gehad om hierdie vir jou te verduidelik. Maar daardie man het die grondgebied gekry, geestelike covering van hierdie plek. Hy moet julle aktiveer om julle te stuur. Ek wou nou net begin bid. Toe sê die Here, Jabes, staan terug, jy is van Robertson. Jy kan daar bid, hier bid iemand anders. Hy het die covering en die aanstelling van God gekry om oor julle te regeer. Om julle te leer en om julle te aktiveer. So asseblief, Pastoor Jasper, as jy vir ons kan afsluit. Ek gee vir jou aan as jy die besoeker, okay, jammer. Asseblief, Mr. Jasper, baie dankie julle. Dankie Here. Kom ons bid saam. Kan ons hande vat reg oor die gehoor. Oor die paadjies heen, stap na mekaar. Niemand staan alleen nie. Wat net hande reg oor. Dankie Here, dankie Here, dankie Here. Dankie Here, dankie Here. Dankie Here, dankie Here. En ek besef opnuut, it's not about us. Yes. Het gaan nie oor ons nie, Here. Dankie Here. Here, ek kom haal al gees lewende water van die troon af. Dankie Here. Daar waar ons dink, ons is in beheer. Waar ons dink, ons wil dit hê soos ons het wil hê. En ons kry die orde verkeerd. So Here, ek kom vanoggend teen 'n gees van rebellie in die gemeente. Yes, dankie Here. Yes. En Here, ek kom ook teen 'n gees van bakkaan staan. Dankie Here. Yes. Ek kom staan ook vanmôre, Here, en ek verklaar dat hierdie gemeente Dankie Here. iets beet het wat Yes. min gemeentes het. Yes. Yes. En ons is nie hier om dit te vergelyk nie. Yes, Lord. Maar ons is hier om te sê, Here, U het vir ons 'n mandaat gegee. Dankie Here. En Here, ons kom trek vanoggend op nie die mantel van hierdie mandaat aan. Dankie Here. Dankie Here.
Here, baie keer wil ons die mantel op die kapstok los, baie keer wil ons die mantel in die kas los, maar Here, ons kom vanoggend en ons trek die mantel van ons mandaat aan. Dankie, Here. Man vir jou huis. Yes. Jy het nou klaar gemou. Jy het nou klaar gemurmureer. Dankie, Here. Jy het nou klaar in jou passiewe aggressie, jou passive aggressiveness probeer om 'n verandering te bring. Dankie, Here. Dankie, Here. Elke vorm van vrees wat jou huisgesin vir jou het, ons verbreek dit vanmôre in Jesus naam. In Jesus' name, thank you, Lord. In Jesus naam. Dankie, Here. Dis tyd dat jy in lyn kom. Yes. Yes. Vrou wat nie jou plek ken nie, Dankie, Here. wat dink jy moet onderdruk word en teen dit opstaan, terwyl daar 'n krag in onderdanigheid is, Dankie, Here. wat jy die sleutel van dra. Gemeente, waar ons heeltyd kyk na, dis die ander een se werk. Nie daai mense sal bid, ek hoef nie te bid nie. Daai mense sal, hulle sal opdaag, ek hoef nie. Dankie, Here. En dan, Here, kyk ons na ons vallei en dan sê ons, as hierdie kerk se deure nooit weer oopgemaak word nie, Ja, dankie. sal hierdie vallei ons mis. Dankie, Here. Sal hierdie vallei ooit weet ons was hier, Yes. terwyl ons eintlik die goeie nuus moet echo. Dankie, Here. So Here, daarom kom ek vanoggend en ek wil by hierdie gemeente inhaak en ek wil sommer net ook deel word van hierdie ketting. Yes. Dankie, Here. Dankie, Here. En ek bid vir 'n gees van eendragtigheid en eenheid. Dankie, yes, Lord. Yes, Lord. En dit beteken, soos die skrif sê, een stem, een doop, een God, Here van ons almal. Dankie, Here. En daarom aktiveer ons opnuut, Here, die goeie nuus dat Jesus Christus het opgestaan. Dankie, Here. En aktiveer ons hierdie goeie nuus in mekaar se harte en lewens om te sê, gaan getuig van hierdie opstanding, wat Romeine sê, dat dieselfde gees wat Jesus uit die dode opgewek het, Dankie, Here. sal julle ook, wat binne julle leef, ook Yes. opwek. Dankie, Here. En daarom dank ons U vandag, Here. Dankie, Here. Here, ek spreek hierdie gemeente aan vandag vanuit 'n plek van nederigheid, maar Here ook vanuit 'n plek van sagmoedigheid. Dankie, Here. En Here, ek wil nie die woorde gebruik, dis nou tyd nie. Want Here, ons beweeg klaar in soveel mooi van dit wat U aan ons toevertrou. Yes, Lord. Ons vra net vandag vir 'n upgrade. Yes, dankie. 'n Upgrade in gawes, 'n upgrade in talente, 'n upgrade in gesindheid, 'n upgrade in harte, 'n upgrade in aanbidding, 'n upgrade in gebed, 'n upgrade in betrokkenheid, 'n upgrade in toewyding, 'n upgrade in gehoorsaamheid, 'n upgrade in gee, 'n upgrade in oorgawe. Ons kom nie vandag en sê, Here, ons begin nou van voor af nie. Ons sê net, Here, just give us an upgrade Yes, thank of you. what you want for us. Dankie, Here. In Jesus' name. Here, ek bid vir geopende ore Yes. en geestelike oë dat ons sal sien in die naam van Jesus Christus. Ons loof en aanbid U daarvoor. Here, ek wil vir U dankie sê vir die leierskap van hierdie gemeente. Dankie, Here. Ek wil vir U dankie sê, Here, vir die musiek in hierdie gemeente. Dankie, Here. Dankie, Here. En ek sê dit genoeg, maar dalk nie genoeg nie. Ek wil dankie sê vir elke deelgenoot. Elke volunteer, elke een wat betrokke is. Dankie, Here. Ek wil vir jou dankie sê. Partykeer voel dit vir jou, dit word nie raak gesien nie, maar ek sien. Dankie, Here. En ek is dankbaar. Dankie, Here. En dis deel van hierdie gemeente se DNA. Yes. Maar dis ook deel van ons mandaat. Dankie. Mense kom hier in, dan sê hulle, voel dadelik net tuis. Yes. Dit is wat tussen die banke gebeur. Dankie, Here. Ek wil vir jou dankie sê. Dankie, Here. Maar Here, dankie dat U ook ons tuiswees 'n upgrade gee. Dankie, Here.
Dis daai skrif wat sê, hoe lieflik is dit wanneer broers saam woon. Ons kom kuier nie net op 'n Sondagoggend nie, ons woon is 'n geestelike posisie. Dankie, Here. Ons kyk uit vir mekaar, Yes, dankie. maar ons kyk saam uit vir 'n gemeenskap. Dankie, Here. Dankie Jesus. Here, dankie vir die vuurwerke in hierdie kerk. Yes. Dankie dat die vuurwerke nie vir binne 'n gebou is nie. Dit maak skade. Vuurwerke het spasie nodig. Dankie, Here. Vuurwerke het 'n oop hemel nodig. Dankie, Here. En daarom dank ek U vandag, Here, dat elke man en vrou uitstap, geaktiveerd om te sê, ek stap uit en ek sal my vuurwerke, mense daar buite sal sien dat ek was by Jesus. En ek is in Christus. En Christus is in my. Ek leef nie meer nie. Christus leef nou binne my. In Jesus naam. Amen.